ons het Soos ek gesê het aan die begin, ons het vanaand 'n moeilike vraag, en dit is nie 'n vraag wat ons besluit het dat ons wil bespreek nie, dit is, ons het julle gevra waaroor julle gesels, en een van die dinge wat julle gevra het vir ons is 'n baie moeilike vraag, en dit is die vraag van hoe gaan ons om met lyding en pyn in die wêreld, al die onreg, selfs die dood, siekte, en ons versoen dit met 'n God wat 'n God van liefde is, wat 'n God wat almagtig is, en hoe gaan ons om met God se wil, en ek wil begin deur vir ons eintlik te begin met 'n bietjie van 'n teologiese of selfs 'n filosofiese perspektief of 'n invalshoek wat ons kan help, en ek gaan nie probeer om vanaand hierdie vraag te antwoord nie, ek dink nie mens kan daai vraag in sy totaliteit antwoord nie, maar hierdie verskillende sirkels wat in ons lewens is, kan ons net 'n bietjie help om daaraan te dink. En die eerste ene is om te sê, God het 'n wil en God se wil is goed. Ons verklaar dit so baie, God is in sy wese goed, God is 'n God van liefde, maar dan vra ons maar, as God dan so liefdevol is, hoe kan daar so baie pyn en lyding in die wêreld gebeur? Maar ons moet dan ook sê dat God het ons geskape in sy beeld, maar met 'n vrye wil. Ons kan besluit hoe ons reageer teenoor God, teenoor ander mense, teenoor die wêreld se gebeure. Ons is nie robotte wat net kan soos net beheer word nie. Ons het 'n keuse in dit alles. En sonder hierdie vryheid van keuse sou 'n verhouding met God eintlik moontlik gewees het nie. As God ons net geforseer het om alles te doen, amper soos 'n poppespeler, 'n marionetspeler, dan sou ons eintlik nooit eintlik 'n verhouding met God gehad het nie, maar God se wil is soewerein. Maar dan is daar nog 'n sirkel, en dit is die sirkel wat sê, maar ons het ook 'n eie keuse en ons kan kies teen God se wil. Elke mens het die vryheid en die vermoë om keuses uit te oefen wat lynreg met God se wil bots. Ons lees in Onse Vader, waar ons ook vanoggend by stil gestaan het, dat Jesus ons leer om te bid en sê, laat u koninkryk kom en u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Maar ons het die vryheid om teen God se wil te gaan, om ons eie wil te volg. En ons baie voorbeelde in die Bybel waar mense hulle eie kop volg. Selfs die goeie ouens soos Dawid, wat in 'n manier die hoofseun van die Ou Testament is. Hy het ook 'n tyd in sy lewe in die lente tydperk wat die weermagte gaan veg, dan kies hy om agter in die paleis agter te bly, en hy breek met Batseba. En as hy agterkom wat hy gedoen het, dan probeer hy sy sonde toesmeer deur Uria, Batseba se man, terug te roep, en as hy uiteindelik nie meer dit regkom nie, dan besluit hy, maar ek gaan hom dan terugstuur in die voorste linies van die oorlog, sodat hy daar doodgaan, en dan het ek nou my sondes opgecover. Maar dit maak dat die nakom van ons eie verantwoordelikhede, al dan nie, is een van die mees bepalende invloede op ons lewe. Ek wou jou gered het, maar ek wil net sê, ek kan nie. Jy's op jou eie. Ek weet, hierdie voel bietjie soos Bybelskool, ek wil bietjie vir ons 'n grondslag gee. Meyering gaan nou fokus op seker een van die bekendste Bybelkarakters wat hierdie wys, en dit is Job. Maar die tweede ding is om te sê, ons kan teen God se wil kies. Die derde sirkel is dan om te sê, daar's ander mense wat ook kan kies om teen God se wil te gaan. Alle mense het die vryheid om keuses te maak en dinge te doen wat lynreg met God se wil bots. En hierdie keuses en optrede kan ons lewens radikaal beïnvloed. Dit kan natuurlik ook ons dood veroorsaak. So daar's voorbeelde soos
Herodes en die kindermoord. Herodes raak bedreig deur Jesus se geboorte en dan besluit hy om al die babatjies 2 jaar en jonger te maak, al die seuns dood te maak. En dit is 'n afgryslike ding wat 'n klomp mense saam besluit het om teen God se wil te doen. En dan is daar ook die onthofing van Johannes die Doper, toe die Romeinse ryk ook vir hom doodgemaak het vir dit wat hy gesê het. En ons almal is daagliks tot 'n baie groot mate uitgelewer aan die keuses en optrede van ander mense. Dit is ook een van die grootste invloede op ons lewe. So jy kan in God se wil lewe, jy kan eintlik kies om God se wil na te volg, maar as daar ander mense is wat teen God se wil gaan, dan kan dit jou ook negatief beïnvloed. Dan kan jy pyn en lyding beantwoord aan ander mense, wil jy daar aanvul? Ek wil graag net ietsie by sê, want baie keer wat gebeur, en ons moet versigtig wees as 'n tragedie gebeur in iemand se lewe, is ons soms baie geneig om te sê, dit was God se wil, en op 'n manier maak ons dan meer skade aan mense. Want weet julle wat, as 'n moordenaar of 'n skelm in 'n huis ingaan en onskuldige mense skiet en hulle gaan dood, weet jy wat, dit is nie God se wil nie. God wil nie hê mense moet onskuldig doodgaan nie. God wil nie hê babatjies moet doodgaan, of dit nou deur kindermoord of abortus of whatever is nie. God wil nie hê mense moet skei nie. God wil nie hê 'n kind moet op 22 jaar doodgaan in 'n karongeluk nie. Dis nie God se wil nie. God se wil is altyd goed vir ons. Ons lees in die Nuwe Testament, hy's 'n goeie Vader wat nie vir ons 'n slang sal gee as ons 'n vis vra of 'n klip sal gee as ons 'n brood vra nie. Hy weet wat is goed. Maar soos EJ sê, ons lewe in 'n sondige wêreld. Ons is soms uitgelewer aan die simpel keuses van ander mense en ons eie keuses, en die sondeval het ook invloed. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Maar ons kan sê, en dis dalk nie goed om dit in daai oomblik te sê nie, en ons kan berusting vind, en ek dink hy gaan nou daarby uitkom, dit is binne God se raadsplan. God gebruik alles ten goeie om mense nader aan hom te bring. Hy is nog steeds soewerein en in beheer ten spyte van ons gebrokenheid. So God gaan sy groter plan uitvoer ten spyte van ons foute, ten spyte van ander se sondes. Maar in daardie oomblikke kan ons met sekerheid sê, weet jy wat, dit is nie God se wil dat iemand doodgaan voor hulle tyd nie. Dit is nie God se wil dat ons dat daar swaar kry is noodwendig nie. God gebruik dit tot sy glorie, as dit sin maak. Ek weet hierdie is moeilike temas, maar soos ek laasweek ook gesê het, ons gaan nie noodwendig al die vrae wegvat nie. Ons wil die vraagteken net kleiner maak en vir julle die tools gee om deur hierdie swaar kry te gaan saam met die Here. Die vierde sirkel is die duiwel se beperkte mag. Ons gee baie keer die duiwel die skuld te sê, dis die duiwel wat dit gedoen het, is hy wat al hierdie pyn en lyding veroorsaak, maar dan gee ons eintlik vir die Bybel te veel krediet. So ons moet nooit meer mag aan die duiwel toeken as wat hom toekom nie, want dan gee jy eintlik meer krag. Dit is net soos the devil made me do it. Dan gee jy eintlik te veel krag aan die duiwel wat beperkte mag het. Moet nooit die duiwel sien as 'n alternatiewe God nie. Dit gebeur byvoorbeeld wanneer mense sê dat die duiwel jong mense kom steel as 'n verklaring vir die dood van 'n jong mens. Ons gryp na antwoord, dan sê ons net, dis die duiwel se skuld, hy het kom verwoes. Maar daar is ander keuses en ander invloede wat dit ook maak. En ons moet nie vir die duiwel al hierdie mag gee nie. Die laaste punt is dat die duiwel is nog nie finaal uitgeskakel nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, maar hy het reeds 'n dodelike nekslag toegedien. Jesus se opwekking uit die dood verander die posisie en die status van die duiwel onherroepelik. Die Here het vir die duiwel op sy plek kom sit en ons moenie hom al die krediet gee of sê dit is net die duiwel wat sulke dinge laat gebeur nie. Ek kan ook ietsie by sê daar van die bose en die duiwel, en ek wil nou aansluit by laasweek se preek van die wederkoms, soos ons het gepraat, waar is Jesus en wat is ons verantwoordelikheid, maar die duiwel het ook nou nog 'n invloed, en Jesus praat daaroor in die evangelies. Hy sê, as jy 'n huis plunder, as jy 'n huis gaan plunder, dan moet jy eers die sterk man vasbind en dan sy huis skoon maak. So daar praat Jesus oor die duiwel wat in besit was van die aarde voordat Jesus gekom het. So die duiwel is op die oomblik gebind
Hy is gebind en Jesus is besig om die wêreld of die huis skoon te maak en sy koninkryk in te bring in hierdie wêreld in. Maar daar is nog steeds invloede waar die duiwel het. 'n Ander manier om dit te verstaan is God is 'n God van regverdigheid en orde. En God het ons vir ons maatstawwe gegee en grense gegee om in te leef waarin God se blessing is, waarin sy seën is. Soos byvoorbeeld die 10 gebooie en God se wette van liefde. Maar as ons buite daardie wette en God se grense begin operate, dan is ons 'n sitting target vir die duiwel. Maar as ons naby aan ons herder lewe, is daar ook meer beskerming en God se seën. So mens kan ook nie sê die duiwel is alles nie, maar ons moet ook weet daar is ook 'n orde van God. Dis nie dat God die suffering toelaat nie, maar God het die wet van gravity geskep. So as iemand van 'n gebou afspring, gaan ons nou sê dit is God se skuld. Nee, dit was gravity se skuld, maar God het daai wet, daardie wat sal mens sê, divine law, goddelike orde, wet, daar in plek gestel. Net soos daar geestelike wette. So daarom, as ons in God se blessing en seën en beskerming wil leef, dan moet ons ook God gehoorsaam en sy wette getrou bewaar. Maak dit sin? Dit is diep, moeilike temas, maar ons hoop ons kan dit op 'n bietjie beter manier verduidelik, om bietjie sin te maak van hoekom slegte goed gebeur. Dankie kollega, jy help my. Die 5de sirkel is dan die gebroke werklikheid, om te sê dat daar is talle siektes en ongelukke, sterftes, rampe en ander probleme wat nie aan hierdie eerste 4 sirkels toegeskryf kan word nie. Soos siektes, sekere kankers wat nie verwant is aan enige leefstyl nie. Motorongelukke wat nie kan toegeskryf word aan menslike nalatigheid of roekeloosheid nie. Natuurrampe soos vloede en droogtes. Ons moet vir mekaar sê dat ons leef in 'n gebroke werklikheid. Die ganse skepping is beskadig en aangetast deur die sondeval. En Paulus skryf die duidelikste hieroor in Romeine 8, vers 18 tot 23, en hy gaan hierso uit die boodskapvertaling uitlees. Ek is van een saak oortuig. Al ons swaar kry, weeg glad nie op teen die wonderlike lewe wat op ons wag in God se nuwe wêreld nie. Die res van God se skepping sien ook baie uit na daardie groot dag wanneer hy almal sal sê ons sy kinders is. Want tot nou toe kry die skepping baie swaar. Die skepping het self nie gekies om so te ly nie. Het nie self gekies om so te ly nie. Nee, dit is die gevolg van God se straf op die sonde. Tog is daar hoop. Die skepping weet dat God dit ook eendag sal bevry van hierdie verskriklike lyding. Op daardie dag, wanneer God al sy kinders eens en vir altyd kom verlos, sal die skepping ook vrygemaak word. Dan sal die skepping God se heerlikheid op die regte manier weerkaats, vir altyd. Intussen steun en kreun die ganse skepping tot vandag toe, soos 'n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. Maar dit is nie net die skepping wat swaar kry nie. Ons kry ook swaar. Al het ons die Heilige Gees as 'n offer uit God se hand ontvang om ons te verseker dat God se nuwe wêreld op ons wag, sug en kla ons ook. Ons sien uit daarna dat God ons van hierdie sterflike bestaan sal kom verlos. Dit sal gebeur op daardie dag wanneer hy terugkom en voor almal kom sê dat ons aan hom behoort. Dat is nog een woord. Hierdie teksgedeelte sê dat daar ook 'n vernuwing is in die toekoms, die belofte dat dinge gaan verander, dat hierdie lyding en hierdie kreun van die skepping sal ophou. Daar's 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat ons kry in die boek Openbaring. En dan is die laaste ding, God se ingryping al dan nie. En dit is, ek dink, waar Meyering ons ook gaan help, is om te sê, God is aktief betrokke. Hy gryp soms in dinge, maar soms lyk dit skynbaar of hy nie ingryp nie. En die misterie daarvan is dat ons nie altyd kan verklaar nie. En ek dink dis hoekom ons hierdie vraagstuk van waar is God in lyding nie volledig kan beantwoord nie. Ons kan sê ja, waar is God in lyding? Hy is daar by ons. Hy suffer saam met ons.
Jesus het al daai emosies van ons ervaar. Hy het gesterf aan die kruis. Daar's nie 'n emosie en 'n ervaring van suffering en lyding wat Jesus nie self kom ervaar nie. En daarom in Jesaja 53 sien ons Jesus as die lydende knegt. Hy's iemand wat ons kom dien het, maar hy het ook gelei. Dit is my storie. Ek wil 3 stories met julle deel. Die eerste een is in die Ou Testament, en dan die tweede een is in die Nuwe Testament, en dan die derde een is 'n getuienis wat ons 'n video gaan kyk van iemand se lewe wat 'n kroniese siekte het en hoe hulle sin gemaak het van die suffering in hulle lewens en hoe hulle nog steeds vasgehou het aan God se beloftes. Die eerste storie is van Job. Job was 'n goeie, regverdige man wat die Here gedien het, maar op 'n dag het hy alles verloor. Sy kinders, sy werk, sy besittings en later ook sy eie gesondheid. En in hierdie 3 stories probeer ons nie noodwendig ook al die antwoorde gee nie, maar ek wil vir julle 'n paar praktiese beginsels gee wat ons as gelowiges kan volg oor hoe reageer ons wanneer lyding ons tref. Want dit gaan ons almal tref. Baie van ons het dit al baie hard getref. En met Job se reaksie, hy roep uit, hy skree uit na God toe. So daar's die eerste praktiese beginsel. Dit is in suffering, in teleurstelling, in dood, moenie wegdraai van God af nie. Draai na hom toe. Daar's op Psalm 13 wat sê, Here, hoe lank gaan U nog my laat suffer? So ons kan na die Here toe draai. En wat het Job uitgeroep? Hy het gesê, ons het dit gesing ook in daai lied, Blessed be your name. The Lord gave, the Lord gives, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Die Here het gegee en die Here het weggeneem. Geseënd is die naam van die Here. Die naam beteken God se identiteit. So in tye van suffering, hou vas aan wie God is. Want dit kan nie verander nie. Ons situasie kan verander, ons emosies kan verander, maar wie God is, kan nie verander nie. Hy is altyd in beheer, hy is altyd goed en hy is altyd vir ons. Maak nie saak wat ons beleef nie. So hou vas aan God se karakter van liefde. Die tweede verhaal is van Martha en Maria in Johannes 11. Nou Martha en Maria het sopas hulle boetie verloor aan die dood. So kom ons lees, wat was hulle reaksie tot God? Want Jesus is God natuurlik. So toe Jesus daar kom, dit is nou, ja, kom ek lees, dan gaan julle verstaan. Toe Jesus daar aankom, het hy gevind dat Lazarus, hulle boetie, al 4 dae in die graf was. Betania was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U hom sal vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat hy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria en in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet. Mens kan ook dit vertaal, sy hart het gebreek
En hy was diep getref, aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het hom toe gesê, Here, kom kyk. En hier is die kortste vers in die hele Bybel. Johannes 11 vers 35. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. 3 gedagtes oor hierdie verhaal. Eerstens sien ons Martha se reaksie. Sy hardloop na Jesus toe en sy gee vir hom mooi teologiese antwoorde. Maar sy sê ook eers eerlik vir hom, Here, as U hier was, sou dit nie gebeur het nie. So op 'n manier roep sy uit na Jesus en blameer hom. En Jesus wys hom nie weg nie. Hy antwoord haar en hy gee vir haar waarhede om vir hom te sê, vir haar te sê, hy sal weer opstaan. Ek is die opstanding en lewe. Ek is groter as die dood. Jy hoef nie te vrees nie. Ek is nog steeds in beheer. Maar dan sien ons Maria se reaksie. Sy het nie eens krag gehad om na Jesus toe te gaan nie. Hy het nodig gehad om haar te gaan roep. En haar reaksie was net pleinweg, sy blameer Jesus ook en sê, Here, mens kan eintlik amper die woede in haar stem hoor. Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. So ja, ons kan vashou aan die beloftes van die waarheid dat God in beheer is en koning is, maar weet julle wat? Ons kan na God toe hardloop met ons gebroke harte, met ons emosies. Ons kan vir die Here sê, Here, ek is kwaad vir U. Dis U skuld dat dit gebeur het. Ons mag het doen. Ons mag het doen. Maar draai na hom toe. Gaan doen dit in sy teenwoordigheid. En die derde gedagte. Maar kom ek rewind net gou. Ons gaan na die Here toe met daai emosies, alles. Ons gaan skryf dit neer, gaan bid, gaan praat met iemand. Maar dit stop nie daar nie. Ons moet ook vashou aan die waarhede. Ons moet ook toelaat dat Jesus reageer en met ons praat. En dan sien ons iets van Jesus se karakter. Jesus kom na ons toe in ons seer, eerstens. En die tweede ding is, hy voel ook ons pyn. Jesus het hier saam gehuil. En mag dit vir jou ook vertroosting wees om te weet, Jesus huil ook saam met jou oor ons hartseer, oor ons pyn, oor ons verlies. As jy dalk verlief was en jy het jou hart gebreek, Jesus se hart breek saam met jou. En hy los jou nie uit nie. Hy gaan jou daar uitkry. Hy beloof dit. Ons gaan afsluit met 'n getuienis van iemand, dis my suster. Sy is vir my soos 'n mentor. Sy het my eintlik, as dit nie vir haar was nie, sou ek nie gedoen het wat ek hier doen nie. So kom ons luister wat sy sê en dan daarna gaan ons afsluit met 'n gebed. Goeienaand julle almal. My naam is Annelies de Wet. Meyring se ouer sussie. Jeanette se skoonsussie. Meer belangrik, Ariel en Joshua se tannie. Meyring het my gevra om sommer net met julle te deel, wat ek al geleer het in tye van swaar kry. Spesifiek in my geval, vir die afgelope 18 jaar leef ek met 'n kroniese siekte saam, wat beteken ek is elke dag in pyn. En daar's miskien van julle wat kronies gediagnoseer is met iets, of wat kronies met 'n pyn saamleef. En wanneer iets aan jou liggaam is, dan affekteer dit alles. Dit affekteer jou emosies, dit affekteer jou werk, dit affekteer jou persoonlike verhoudings, dit affekteer jou verhouding met die Here. En so dit het die vermoë om jou totaal af te breek. En glo my, ek het my dae gehad, veral in die begintye, dat ek so kwaad was vir die Here, en wat ek wil net uit hierdie liggaam ontsnap, want ewe skielik, dit wat aan my binnekant is, kan ek nie uitleef met my liggaam nie, en daar's verskriklik klomp frustrasies rondom dit, en die groot genade van die Here deur my proses was dat ek nie weggedraai het van hom af nie, want dit is wat ons wil doen, dit is wat jy wil doen wanneer jy so seer het, en wanneer jy aanhoudend seer het. Dis maklik om vir iemand te bid en hulle word onmiddellik gesond en dis 'n wonderwerk en dis 'n getuienis en almal klap hande en ek sal ook. Dit is incredible. Ek het al vir mense gebid en hulle het gesond geword. Dan stoei ek met die Here, maar Here, wat van my? Hoekom word ek nie gesond nie? Hoekom moet ek met hierdie pyn saamleef? En deur al daai worstelings met die Here,
het ek 'n kant van hom leer ken wat ek dink baie min mense die voorreg het. Ek glo met my hele hart mense met kroniese pyn leer ken iets van God as hulle hom toelaat. Leer ken iets van God wat nie almal die voorreg het nie. En veral as dit kronies is wat jy elke dag met dit leef, want dan moet jy elke dag kies om regtig op hom te vertrou. In 2016 het dit by so 'n plek gekom wat ek bedlêend was vir 'n paar maande en terwyl ek deur daai tyd gegaan het, ek onthou dit so goed. Ek kon nie loop nie, ek het gesukkel om enigiets te doen en ek was 'n predikant, dis my dink vir ongeveer 10 jaar in Suid-Afrika en dit was so aan die einde rond van my tyd as predikant en ek moes ophou werk onmiddellik. En ek het met tieners gewerk, so dit was iets wat ek passief voor was en dit het baie energie gevra en ewe skielik kon ek niks doen nie. En ek onthou ek in my bed gelê het en die Here vir my een na die ander vraag begin vra het. Dit het begin met, is jy okay daarmee as jy nooit weer kan preek nie? Is jy okay daarmee om net my dogter te wees? En my aanvanklike storie was, nee Here, ek wil iets vir u doen, ek kan nie net niks doen nie. En so het vir weke lank het die Here met my kom praat en my uitgedaag oor, is jy okay daarmee? Is jy alright as jy nooit weer iets vir my kan doen nie? As jy net my dogter is? En dan stoei ek en dan beklei ek met hom tot ek by 'n plek wat ek oorgee en sê ek is alright Here. En so het dit gegaan, is jy okay daarmee as jy nooit weer kan praat nie? Om net my dogter te wees. Is jy okay daarmee as jy nooit weer kan loop nie? Is jy okay om net my dogter te wees? En so het hy alles van my afgetrek en uitmekaar het geskeer waar ek my identiteit rondom gebou het, rondom dit wat ek kon doen vir hom. En hy het my by 'n plek gebring wat ek moes besef het, hierdie liggaam van my is nie myne nie. En wat ek doen vir die Here maak hom nie liewer vir my nie. En is okay om net sy dogter te wees. En die oomblik toe ek by daai plek kom, het daar verandering in my gees gekom. En stadig maar seker het die Here my begin leer oor endurance en pacing. En verstaan om deur die lewe te gaan nie met hierdie dryf van om alles vir hom te wil doen en al hierdie great goed te beleef nie, maar om by hom te wees. En as daar nou een ding is wat jy nie vir iemand met kroniese pyn gereeld moet sê, of ooit moet sê nie, is dit moenie worry nie, die Here het 'n plan hiermee. Ons hou nie daarvan nie, want môre word jy wakker en as dit weer seer en soos, ag Here, ja, jy het 'n plan hiermee, maar kry my uit die lyf uit. Maar as ek terugkyk, ek's nou 41, as ek terugkyk op die laaste 20 jaar, kan ek met eerlikheid sê, dit is waar. 7 jaar terug is ek uit die bediening as 'n predikant, want ek het gevoel die Here roep my Kenia toe, om daar te gaan werk met mense wat uit 'n moslim agtergrond uitkom en vervolg word, so met die vervolgde kerk. En as ek nie iemand was wat op 'n stadium in my lewe alles verloor het nie, en in totale afhanklikheid van die Here moes leer leef nie, en as ek nie geleer het om te volhard nie, in die pyn nie, sou ek niemand van hulle kon help nie. Want as gevolg van hulle geloof, verloor hulle families, hulle verloor al hulle besittings, hulle verloor al hulle identiteit. En al wat hulle het, is hulle is kinders van God. En ek kon met dit identifiseer. So ek wil jou encourage vanaand. As jy in fisiese pyn is, net nie wegdraai van die Here af nie. Daar's nie 'n vinnige antwoord vir dit nie, maar daar is 'n verdieping in jou geloof wat vir jou wag, as jy bereid is om net jou gesig na hom toe te bly draai. Beklei met hom, stoei met hom, hou vas aan hom. Moenie wegdraai nie. Laat hom toe om jou van binne af te verander. Hy is die geneesheer, hy kan genees as hy wil. Maar miskien is dit eers die dag as hy terugkom. So in hierdie tyd, leer om te volhard, leer om vas te hou aan hom. En ek weet jy wil nie hierdie hoor nie, maar glo my dat ek vir jou sê dat hy sien die groter prentjie.
en hy hou jou vas. Ons het vanaand 'n lesing en 'n preek en 'n getuienis gehad. Ek weet nie van julle nie, maar die getuienis het my die meeste aangeroer. Openbaring 12 vers 11 sê hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Selfs in die aangesig van die dood het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U al onteenwoordig is, dat U deur die Gees binne ons woon, Here. Dankie dat ons kan weet dat U die oorwinning behaal het deur die bloed van die lam, deur die kruisdood het ons vergifnis en genesing ontvang. Maar tog bly ons met baie vrae in ons harte nog worstel met as dit swaar raak, as ons verlies en pyn en selfs met die dood te konfronteer word, Here, dan het ons daai vraag. Dankie dat ons na U toe kan hardloop met daai vraag. En wetende dat U die God is wat saam met ons huil, wat sy hart breek saam met ons. Here, dankie dat ons altyd na U toe kan gaan met alles wat ons in ons lewe gekonfronteer word. En dankie dat ons weet dat U die oorwinning behaal het deur die bloed van U lam. Ek bid dat ons nou ook in ons jeuggroepe of dalk net na kerk gaan aanhou gesels hieroor, dat U ook deur die Gees vir ons wysheid en onderskeiding kan gee om altyd U hand, U wil te soek. Mag ons saam met Jesus bid, mag U wil geskied en U koninkryk kom in die hemel so ook op die aarde. Mag U hemelse teenwoordigheid ook deurbreek. Dankie dat U ons goeie Vader is, 'n liefdevolle Vader, wat ons as die kinders altyd wil net omarm